Hallo julle, vandag kyk ons na 'n eksamenvraag en dit is die eksamen November 2015 vraag 6. Dit sê, in die diagram hieronder is die grafiek van f van x is gelyk aan minus 2 cos x geskets vir die interval 0 tot by 360 grade. Kom ons praat net so bietjie oor die min 2 eers. As jy 'n gewone kosgrafiek het, dan lyk dit mos soos 'n bakkie, so ietsie. Waar dit by 1 is en dit is by min 1. En ek het altyd 90 grade, 180, 270 en 360 op die grafiek. Maar as jy na die een kyk wat hulle vir ons gegee het, is dit 'n omgekeerde bakkie. Sien jy, hy lyk nie soos die bakkie van 'n kosgrafiek nie, maar hy is omgekeer. En dit is omdat ek hier 'n minus het. Goed, genoeg daaroor. Kom ons kyk na die vraag. Skryf die amplitude van f neer. Nou, amplitude is nou weer die afstand vanaf die middel. En as die grafiek nie op of af geskuif het nie, en hierdie een het nie op of af geskuif nie, want niks is daarby getel nie, dan is die middel hier op die x-as, en ek sien ek gaan 2 eenhede op daar, en ek gaan 2 eenhede af daar, so die amplitude is 2. 'n Mens kan dit altyd lees in die koëffisiënt, maar onthou nou dat amplitude 'n afstand is en nie kan negatief wees nie. Goed, vraag 6.2. Skryf die minimumwaarde van f van x plus 3 neer. Nou, wat doen plus 3 met f van x? Hy skuif dit 3 eenhede op. So, as ek weet wat is die minimumwaarde van f van x, dan gaan ek dood eenvoudig 3 daarby tel, om die minimumwaarde van f van x plus 3 te kry. So, minimumwaarde van f van x plus 3 gaan wees. Nou onthou, f van x is 'n y-waarde. So waar is my minimum y-waarde? En dit is hier by minus 2. So my minimum y-waarde is minus 2 en dan gaan ek 3 bytel en ek kry dus 1. Nou kyk net bietjie na die grafiek. As ek hier van minus 2 af 1, 2, 3 bytel, dan is my grafiek se nuwe minimumwaarde 1. Goed, vraag 6.3. Vraag 6.3 sê, op dieselfde assestelsel skets die grafiek van G, waar G van x gelyk is aan sin x plus 1. Nou ja, jy kan 'n tabelletjie maak, of jy kan die tabelletjie op jou sakrekenaar gebruik, maar jy kan ook maar net uit eerste beginsels dink, dit is die sin grafiek wat een eenheid opgeskuif het. As jy 'n tabel gaan maak, gaan jy maar jou doodgewone 0 grade, 90, 180, 270 en 360 gebruik. Ek gaan sommer kyk na die grafiek van sin x. Nou sin x lyk so, as dit 90, 180, 270 en 360 is, dis mos die hoeke wat ek altyd moet aandui op my singrafiek, dan begin die singrafiek so en by 90 is sy waarde 1, by 180 gaan hy deur die x-as, daar is dit min 1. Goed, dis nou sommer 'n vinnige singrafiek en ek doen dit so omdat ek die singrafiek se vorm ken. So, nou wil ek teken sin van x plus 1. So alles gaan net 1 opskuif. In plaas van by 0 begin soos hier, gaan ek nou by 1 begin.
By 90 grade waar my waarde 1 was, gaan dit nou 2 wees, want ek tel 1 by. By 180 was dit 0 en dit is nou 1. By 270 het ek minus 1 gehad, so dit gaan nou 0 wees. En by 360 gaan ek terug wees by 1. En dan gaan jy nou maar net en versigtig verbind jy die punte. Onthou dat dit 'n geronde grafiek is. Ek probeer nou maar hier deur al die punte gaan en dat dit gerond is. Goed, dit lyk nie vir my sleg nie. En hulle het daardie grafiek G genoem, so onthou om ook jou grafiek G te gaan noem. Goed, nou vraag 6.4. 6.4 sê, gebruik die grafieke. Gebruik die grafieke om die volgende te bepaal. Die waarde van f van x, f van 180 minus g van 180. Nou wat ek gaan doen is om hier skoon te maak en vir myself 'n bietjie plek te maak. Ons het nie meer hierdie vraag nodig nie. Ons het klaar die grafieke geteken, ons het ook nie hierdie 2 nodig nie. Ons weet klaar van die amplitude en dan kan ek hierdie boontoe bring, dan kan ons beter daaroor gesels. Ons wil die waarde van x bepaal. Nee, gebruik die grafieke om die waarde van f van 180, f van 180 minus g van 180 te bepaal. Nou as ek hier na 180 toe gaan, dan is f van 180 2 en g van 180 is 1 en 2 minus 1 is 1. Goed, vraag 6.4.2. Vir watter waardes van x, so hierdie slag is dit nou waardes van x, sal f van x vermenigvuldig met g van x groter as 0 wees. So, wanneer ek dit doen, dan moet ek onthou dat enige iets wat groter as 0 is, altyd 'n plus is. En wanneer ek 2 getalle met mekaar vermenigvuldig, gaan ek 'n positiewe antwoord kry as hulle al 2 positief is, of as hulle al 2 negatief is. So nou moet ek gaan kyk op die grafiek, waar is hulle al 2 positief? Nou ek gaan net eers 'n highlighter vat, en dan kyk ons waar is f van x positief. Nou, dit is 'n y-waarde, nee, dit is 'n y-waarde, en daar is ook 'n y-waarde. So my y-waarde is positief, daar waar ek bokant die x-as is. So hierdie deel hier, ek is net bang dat ek my singrafiek uitvee, maar daar is hy. Dis waar die kosgrafiek positief is. Nou vir daardie gedeelte, hoe lyk die singrafiek? Hierdie g van x, is hy ook positief? Ja, hy is ook positief. Kyk, hy is, daar's die singrafiek. Hy is ook bokant die x-as. So vir daai groen gedeelte is hulle albei positief. En dit is my x-e tussen 90 en 270. So ek sal dit skryf as x is tussen 90 en 270. Ek skryf altyd die kleinste een aan die linkerkant, want dan weet ek albei gaan kleiner as tekens wees. Ons moet net praat oor die eindpunte. Gaan ek die 90 moet insluit? En die antwoord is nee, want hulle wil hê dit moet groter as 0 wees, en hier by 90 is die f-grafiek gelyk aan 0. En so ook gaan die 270 nie ingesluit wees nie, want weer eens, wel hulle is albei gelyk aan 0 daar. Goed, nou het ons hierdie plus en plus gedoen. Kom ons kyk na die min vermenigvuldig met 'n min.
Nou, natuurlik is dit nou waar ek nie gehighlight het nie. Hier is die kosgrafiek negatief. Maar as ek kyk tussen 0 en 90 grade, dan sien ek my singrafiek is positief. En dan is die kosgrafiek weer hier negatief, maar die singrafiek is positief. So, dit is my finale antwoord. Daar is nie nog nie, dis net daardie gedeelte. Goed, nou gaan ek na die volgende skerm toe waar ek nog vrae het. En vraag 6.5 sê die grafiek van F word om die x-as gereflekteer en dan met 3 eenhede afwaarts geskuif om die grafiek van H te vorm. Bereken die vergelyking of bepaal die vergelyking van H. So eerstens word dit om die x-as gereflekteer en daarna word die nuwe grafiek of die nuwe funksie met 3 eenhede afwaarts geskuif. Nou hier is my vergelyking van f van x. As ek hom reflekteer, dan gaan y minus y word. Dis mos hoe dit werk as ek in die x-as reflekteer. So hierdie is eintlik y is gelyk aan minus 2 cos x vir my refleksie. Gaan dit dan minus y is gelyk aan minus 2 cos x wees. Dus y gaan 2 cos x wees. En dan gaan ek om 3 eenhede afwaarts skuif. So dan gaan my nuwe y wees 2 cos x minus 3. Nou ja, hulle noem dit h, so h van x gaan wees 2 cos x minus 3. Goed, dan vra hulle by vraag 6.5.2 die waardeversameling van h. Nou dink 'n bietjie hieroor. 2 cos x sal nog steeds 'n kleinste waarde hier by min 2 hê en 'n grootste waarde by plus 2. So as ek 'n 3 afskuif, dan gaan my kleinste waarde 3 minder as min 2 wees. So my kleinste waarde gaan min 5 wees. En my grootste waarde, begin maar weer by 2 cos x, grootste waarde gaan ook 2 wees. En dan skuif ek 'n 3 af, so ek gaan by min 1 stop. So hierdie is die antwoord vir 6.5.2. Reg, daar is hy.